Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdae-aande biduur geleentheid. Vanaand is die laaste aand vereers wat ek die voorreg gaan hê om in hierdie hoedanigheid saam met u op woensdae-aande te bid. Van volgende week af, heel waarskynlik as die Here dit ook wil, en veral van volgende kwartaal af sal my kollega Dr. Anton Knoetse die woensdae-aande biduur geleentheid lei en sal ek by die gemeente inskakel wat die Bybelstudies betref en in daai hoedanigheid ook die Here se gemeente hier in Secunda by Goeie Hoop bedien. Vir vanaand in ons reeks het ek dit is goed gedink om ons reeks oor gebed wat ons die laaste paar weke oor gesels en saam oor bid af te sluit met 'n vraag wat uit ons aandiens uit verlede Sondag na vore gekom het. En na aanleiding daarvan 'n reeks gesprekke ook wat ek die voorreg gehad het om te kon hê. Waarom moet ek as kind van die Here enigsins bid, enigsins van God vra, as hy alreeds alles weet, as hy weet wat ek nodig het, as hy ook alreeds besluit het of hy my gebed gaan toestaan of nie? Hoekom moet ek dan nou tot hom bid? Hy vereis dit van ons. Hy vra vir ons, en ons gaan nou na die verskillende tekste kyk, waar hy vir ons sê, ons moet tot hom bid. Ons bespreking vanaand draai primêr rondom een van Paulus se briewe. 'n brief van die Efesiërs en 'n gedeelte daaruit wat eintlik meer bekend staan as 'n besprekingspunt rondom die uitverkiesingsleer. Maar daarin 'n baie belangrike 2 verse. Efesiërs 1 vers 11 en 12. Paulus verduidelik en skryf vir die gemeente in Efese die volgende woorde. In hom, dit is Christus, is ons ook as erfgename uitverkies. Met ander woorde, kinders van God. In hom, in Christus, is ons kinders van God. Deur wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, word ons aangeneem uit genade as erfgename, mede-erfgename van Christus. Voorbestem volgens die voorneme van die een, en hier is die belangrike frase, wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Die vraag is dus, as God alles volgens sy wil en sy raad laat gebeur, hoekom bid ek dan nog enigsins? Hier's 'n deel van die leidraad, 'n deel van die antwoord. Sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof of die lof van sy heerlikheid. Sodat ons kan bestaan vir sy eer. Hierin hoor ons al klaar, gebed handel nie so spesifiek en moenie so spesifiek gefokus wees op wat die Here vir my kan doen nie. Ek gaan nie God se arm draai in my gebed nie. Gebed het 'n ander doel, wil ons hier hoor. Wil Paulus ons hier leer. En dis waarna ons vanaand kyk. Waarom bid ons dan nou tot die Here? Jy het eintlik 'n doel, jy het eintlik 'n plan. Is God se eer en dat sy koninkryk sal kom, leer Jesus onsself. Laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. In daardie gebed wat die Here Jesus ons leer, begin dit daarmee. Laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. Ons bid daarvoor. Maar hoekom sê die Here dan elders dat ons harte voor hom moet uitstort, dat ons
na hom toe moet kom met ons behoeftes, met wat hy vir ons ook wil gee en wil hê as 'n liefdevolle Vader. As hy reeds besluit het, hoekom moet ons hom dan nog vra daarvoor? Hy is nie onkundig in ons sake nie. Hy weet nog voordat ons vra. Hy is nie onbekend met ons woorde, ons dade en ons gedagtes nie. Niks kan hom verras nie, nie in my lewe nie en ook nie wat rondom my gebeur nie. Niks waarvoor ons kan bid of vra of hoop voor, is hy nie reeds bekend mee nie. Tog sê hy baie duidelik vir ons. Bid sonder ophou. En die einste Paulus skryf hierdie woorde aan die Tessalonisense. Bid sonder ophou, bid geduldig. Stort jou hart geduldig voor die Here uit. Gaan geduldig na hom toe in gebed. Gaan pleit geduldig by hom. Gaan dank hom geduldig deur vir sy liefde, sy genade en dat hy ons sal behoed en bewaar, sal beskerm, dat hy ons sal toerus deur sy gees, sal gebruik in sy koninkryk. Dat ons harte voor hom moet uitstort, sê die Here deur die psalmis, Psalm 62 vers 9. Dat ons sal volhard in gebed, skryf Paulus aan die Romeine 12 vers 12. Jakobus se skrywe is vol van opdragte en leer en advies en hulp vir ons as gelowiges oor gebed. Natuurlik Jesus self. Jesus self gee vir ons van die fantastiese gebede met die opdrag om dit tot die Here te bid. En wanneer Jesus dit vir ons gee dit vir ons as lering, nie net as opdrag nie. Hy wys ons, hy leer ons die spesifieke woorde om te gebruik. En dan leer hy ons om nie net na die Here toe te gaan oor die groot sake nie. Nie net wanneer ons 'n krisis het wat ons self nie kan uitsorteer nie. Maar Jesus leer ons om vir ons daaglikse brood, die mees eenvoudigste gedagte, om vir ons daaglikse brood vir die Here te vra en om hom daarvoor te dank wanneer hy dit gee. Jy sien, geliefdes, die antwoord oor hoekom ons bid en hoekom ons moet bid en hoekom ons hopelik wil bid, lê opgesluit in ons verhouding met die Vader. Dis vir my so mooi, hierdie gedagte. Charles Spurgeon skryf dat ons moet met vrymoedigheid, soos kindertjies, opklouter na die Here toe, op sy skoot kom sit, spreekwoordelik, en in sy oor kom fluister. Daai beeld, daai prentjie van kinders wat so na 'n liefdevolle Vader toe nader. Natuurlik impliseer dit gehoorsaamheid van ons kant af. Dit impliseer vertroue van ons kant af. Dit impliseer geloof. Dit impliseer 'n wederwysige liefde en respek teenoor hom as die almagtige Vader wat genadig en barmhartig is en vir ons wil en sal sorg. Die vroeë kerkvaders sê ook en leer ook dat gebed is dus uiteindelik 'n oefening in kindskap. Soos 'n kind tot 'n Vader nader met behoeftes, met selfs begeertes, kan ons sê. Ons nader tot 'n Vader
met 'n verwagting dat hy gaan hoor, want hy doen altyd as ons tot hom kom in gebed. Ons verwag dat hy vir ons sal gee, nie net wat ons wil hê nie, en soms ook glad nie wat ons wil hê nie, want dit is nie altyd goed vir ons nie. Maar dis hoekom ons kinders is en hy die alwetende Vader is. Ons vertrou hom wanneer ons van hom vra dat hy vir ons sal gee wat hy weet ons eintlik nodig het. En soms is dit nie maklik vir ons om die antwoord te hoor nie, want soms antwoord die Here nie soos wat ons wil hê nie. Soms sê hy nee, en ons het in vroeër gesprekke al daaroor gepraat. Soms sê die Here nee, en ook dan dank ons hom daarvoor, al verstaan ons nog nie. Dank ons hom, want ons weet wat hy vir ons bestem het, wat hy vir ons beplan het, is meer. Gebed is uiteindelik dus 'n leerproses vir my. Dis nie 'n proses waarin ek God se volmaakte, liefdevolle, barmhartige en almagtige wil verander nie. Maar dit is om my wil in lyn te kry met sy wil. Gebed verander dus nie uiteindelik God se plan nie, en moet ook nie probeer nie. Maar gebed openbaar deur die Gees, deur die woord, God se wil aan sy kinders. Wanneer jy bid, onderwerp jy jouself aan sy wil. Wanneer jy bid, vra jy vir die Here. Jy laat dit nie net toe nie, jy vra vir die Here om jou te vorm na die beeld van Jesus Christus. Jy vra vir die Here dat hy ook sy koninkryk sal laat kom deur wat hy met ons en in sy koninkryk en selfs aan ons in sy koninkryk doen. Gebed leer ons om gehoorsaam te wees. Gebed leer ons om afhanklik te wees, te gaan vra en te vertrou. Gebed leer ons om dankbaar te wees, want wat die Here gee, is genoeg. Hy gee ook meer as wat ons vra. Hy gee ook meer as wat ons kan dink of droom of hoop voor. Hy gee sy eie seun, en in sy eie seun gee hy vir ons die ewige lewe. Want Christus gee vir ons die Gees, en die Gees gee vir ons geloof, en geloof red. Daardie geloof red. God weet immers alles alreeds. Hy het ons gekies om aan ons, sy kinders, sy wil bekend te maak. Hy wil hê ons moet daarvoor vra. Hy wil hê ons moet besef wie hy is. Ons moet verstaan wie hy is. Hy wil hê ons moet onsself bruikbaar stel in vertroue, in gehoorsaamheid, in diens van hom en sy koninkryk. Hy wil hê ons gebede moet in lyn wees daarmee. Hy wil hê ons moet mense van gebed wees. Ons gebede getuig immers van ons verhouding met hom. Ons gebede getuig dat ons kinders van God is. Amen. Vanaand wil ek vra, dat sien dat ons nou hieroor gesels het, ons vir die volgende sake sal bid, wetend wat
gebed vir ons beteken, wat die doel van ook hierdie gebede vir ons is. Ons wil vir God dankie sê, vir sy genade en sy liefde, vir die feit dat hy vir ons ook die vermoë gee, die manier gee, om tot hom te nader in gebed. En dat hy ons antwoord in sy woord. Ons wil bely vanaand. Ons wil ons skuld bely, ons sonde bely, ons tekortkominge bely. Ons wil veral vanaand bely dat ons soms apaties is oor gebed. Dat dit net woorde is wat uit ons monde uitkom. Maar nie hier van binne, van 'n oortuiging afkom nie. Ons bely ook dat ons soms nalatig is. En nie ons opdrag, sy opdrag wat aan ons gegee is, oor gebed nakom nie. Dat ons soms verkeerd bid en selfs al weet ons bid verkeerd, nog steeds aanhou. Dat ons vir ons eie wil en ons eie selfverryking en selfverheerliking bid. Ons bid dat God jou sal leer om na sy wil te soek. Bid daarvoor vanaand. Vra vir die Here dat hy deur sy Gees ons sal lei om mense en kinders van gebed te wees. Ons bid vir 'n dieper verhouding met God, wat in kennis van hom sal groei en in kennis van sy woord. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal lei in ons lewens, ons individuele lewens, maar ook in ons verhoudings met die mense rondom ons, vreemdelinge, vriende, ook in ons verhouding met die Here. Bid vir ons kinders. Bid vir ons kleinkinders, die jong mense, wat die Here nog moet leer ken. Bid vir die wat dalk al reeds op 'n dwaalweg is. Bid dat die Here hulle sal terugbring na hom toe. Bid vir vertroue, werklike vertroue, in wat ons voorvra. Bid vir gehoorsaamheid en ook volharding. Gehoorsaamheid aan sy wil en sy wet, maar volharding wanneer die Here se antwoord op ons gebede dalk nie dadelik kom nie. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir ons gemeenskap. Ons bid vir die kerk. Geliefdes, ek vra dat u saam met my sal bid vir die wat siek is en die wat swaar kry. Ons het in hierdie week weer 'n hele aantal gerugte gekry van mense wat ons ken, geliefdes, reg oor ons land, reg oor die wêreld. Dalk het u 'n spesifieke naam op die hart wat u vanaand voor wil bid. Kom ons dra hulle op aan die Here. En ons vra vir hom dat sy wil ook in hulle lewens en aan ons geopenbaar sal word deur die genesing waarvoor ons vra. Laastens wil ek vra dat u saam met my sal bid dat die Here ons sal toerus. Ons word geroep om mense van gebed te wees. En in die gebed van 'n afhanklike, die gebed van 'n gelowige, dit het 'n kragtige uitwerking. Daar is krag, sê die Here vir ons in sy woord, in 'n afhanklike gelowige gebed. Ons bid dat die Here ons sal toerus om so te help om sy koninkryk te bou. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, vanaand is dit 'n wonderlike voorreg vir ons om te nader tot die Vader in gebed. Here, U weet wat op ons harte is. U weet waaroor ons gesels het vanaand. En ons weet, U het
insaag, U het wysheid ver bo ons in al hierdie sake. En daarom kom bely ons afhanklikheid van U. Ons kom bely dat ons glo, Here, dat U kan en U wil ook vir ons die beste hê. Dit beteken nie altyd dat dit ons wil is en ons woorde is wat geantwoord gaan word nie. Maar ons vra, Here, dat U ons sal lei en sal leer wat U van ons wil hê en wat U vir ons wil gee. Vader, vanaand bid ons vir die afhanklikes, fisiese afhanklikes, die siekes, die wat swaar kry. Ons bid vir ons dorp, ons gemeenskap, ons jong mense, dalk ons ouer mense ook, spesifiek vanaand. Ons vra, Here, wees met ons, hoor ons gebede. Moenie die kop van ons af wegdraai nie, Here. Kyk, luister. Vader, vorm ons na die beeld van Christus toe. Vorm ons as kinders van U en as erfgename van hierdie wonderlike belofte. En help ons om te verstaan wat U doel is met ons en hoe U ons wil ook gebruik in die koninkryk. Mag wat ons dink en sê en doen en mag vanaand waarvoor ons vra in gebed strek tot die eer en die heerlikheid van U groot en heilige naam. Amen. Geliefdes, ek sal die sake vir gebed nou weer vir ons op die skerm sit, maar ek wil 'n slotgedagte met U deel weer vanaand. Hoekom bid? Laat ons dan met nederigheid en met volharding tot die Vader nader in gebed. Nie om God te verander of sy wil te verander nie, na ons sin toe nie, maar omdat sy Gees ons vorm, sy Gees ons verander en sy Gees ons wil gebruik deur ons gebede tot die opbou van sy koninkryk en die eer van sy naam. Amen.